Papa was vir my nog altyd een van die mooiste woorde om te hoor. Toe Carla en Joandri, my dogters, nog klein was, het hulle soms na my geroep in die huis. En dan het ek hulle van ver af gehoor. Papa, 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 en dan kom hulle so in die gang af. Tot hulle in die miskien se deurkamer of die kamer of garage, waar ek ook al was, kom en sê, papa, ons roep, hoor papa ons dan nie? Ek het al die tyd gehoor, maar ek het toe nou verkies om nie te antwoord nie. Basies omdat dit vir my so mooi was om die woord te hoor. Papa. Dit het baie dinge beteken op daai oomblik. Dit het beteken dat hulle weet ek is hulle papa. En daarom roep hulle na my, so hulle het 'n verhouding na my, met my, hulle is lief vir my, hulle wil by my wees, of hulle het my nodig, hulle wil iets met my deel. En ek het geweet, hulle is my kinders. Daarom het ek hulle laat roep, en het ek geweet, ek gaan nou antwoord, ek is daar vir hulle, ek hoor hulle. Ek wil graag aan hulle behoeftes beantwoord. Maar net om daardie woord te hoor, daai kommunikasie eintlik, tussen my en my twee dogters. Ek het as kind eintlik groot geword dan sonder 'n pa. Ek was 7 jaar oud toe my pa oorlede is. Ek het net mooi herinneringe aan hom, alhoewel dit nie baie herinneringe is nie. Maar dit wat ek van hom kan onthou, sal altyd kosbaar bly vir my. So ek het die voorreg gehad om as klein kind tot op 7-jarige ouderdom vir iemand papa te kon sê. Daarna nooit weer nie. Ek was al in my 50's toe ek dan weer 'n pa gekry het in 'n skoonpa. 'n pa wat so 'n wonderlike mens was dat 'n swart seentjie hom eendag O Jesu genoem het, omdat hy Jesus in hom gesien het. So ek was bevoorreg om baie goeie papas te hê in my lewe, alhoewel ek dan moes basies groot word sonder een. Ek wonder partykeer hoe sou my lewe gelyk het, hoe sou ek gelyk het, hoe sou baie van my keuses gelyk het, as ek dan met hierdie pa van my, wat ek gehad het daai stadium, kon groot word. Ek weet nie hoe dit sou wees nie. Ek het 4 broers gehad, ouer broers, en ek kon miskien iets van 'n pa figuur in hulle sien, nog voordat hulle selfs ook vaders geword het. Daarom het ek miskien 'n stukkie van hierdie broer en 'n stukkie van daai broer. Ek weet nie. Ek weet nie so watter invloed 'n pa regtig in 'n kind se lewe dan het, persoonlik, met persoonlike ervaring nie. Klein bietjie. Ek het 'n klein bietjie ervaring. So ek wonder vandag, wat is jou ervaring oor jou pa in jou lewe? Het jy met 'n pa groot geword? Lewe jou pa vandag nog? Het jy mooi goeie herinneringe, dankbaarheid, bewondering vir jou pa? Is jy dalk een van die ongelukkiges wat nie mooi herinneringe het aan jou pa nie, wat sommige dinge eerder sal wil vergeet, of dalk glad nie 'n pa nie? Dalk het jy nooit jou biologiese pa geken nie. Daarom wonder ek baie keer oor klomp van hierdie goed op Vadersdag. Wonder ek, wat 'n invloed het paas of die afwesigheid van paas partykeer op kinders se groot word. Dit is dan nou weer Vadersdag hierdie jaar, as weet nie wanneer jy na hierdie video kykie, Vadersdag 2026. En ek wonder, hoe is jou Vadersdag? Hoe gaan dit wees? Verlang jy dalk na 'n pa wat lank al opgevaar het na hulle hemelse woning? Dink jy terug aan die invloed wat pa op jou lewe gehad het? Het jy soms pa se raad nodig in jou lewe? Ons dink vandag dan met dankbaarheid aan almal wat goeie paas gehad het, vir lank in hulle lewens, dalk nou nog het. En as jy 'n pa is, dan bid ons ook dat die Here vir jou daai insig en wysheid sal gee om 'n goeie pa vir jou kinders te wees, end uit. Selfs al is jy dalk ook al grys en hulle is ook al self paas,
mense kinders bly mos vir altyd jou kinders. Jy kan vir altyd pa bly. So ons bid vir julle elkeen. Dan regtig waar 'n geseënde in 'n goeie Vadersdag toe in hierdie tyd. Ja, op Vadersdag kan stiefpa, stiefkind ook net so 'n besonderse betekenis en ervaring hê. Ek weet persoonlik in my eie ervaring en ook in ander mense se lewens hoe dat stiefpa en stiefkinders 'n ongelooflike aangename en 'n wonderlike ervaring kan wees wanneer so 'n pa vir daai kinders dan ook die liefde, die tyd, die geduld, die omgee, die verstaan van enige pa vir die kinders wil gee en die kinders vir die pa ook dan daardie erkenning en respek weer kan uitdeel, dan is ook vir hulle is Vadersdag dan ook 'n baie besonderse dag. Maar ek wil ook dan vir jou kom herinner aan jou hemelse pa wat altyd daar is, sonder wie jy nooit sal hoef te wees nie. Wat ook miskien partykeer 'n rukkie vat voordat jy antwoord as jy roep, maar definitief altyd sal antwoord. Toe ek belydenis moes aflê daar in Graad 9, wanneer gebeur het, matriek Graad 9, so lank terug. Toe het die dominee vir my gevra, nou Jan, hoe voel dit om dan sonder 'n pa groot te word, om nie 'n pa in die huis te hê nie? En toe was my antwoord daardie tyd, ja, ek is soms baie jaloers op my maats wat almal nog hulle paas in hulle lewe het. Maar my hemelse pa, my hemelse Vader, maak op vir al die gemis wat ek ooit gehad het aan 'n pa. Op daai stadium het ek nog nooit eens my hart vir die Here gegee nie. Ek het eers 'n rukkie later op 'n skoolwaterskamp my hart vir die Here gegee. Maar nog steeds as ek vandag terugdink, al het ek my pa dan nog nie so persoonlik in daai sin geken nie, my hemelse pa was hy daar. Hy was die een wat al die jare daar was, toe ek dan nie 'n aardse pa geken of gehad het nie. Daai selfe pa was ook in jou lewe, toe jy dalk 'n pa gehad het wat jy liewer nie sal wil hê nie, of 'n pa verlang het na, of uitstekende pa. Die ding is net, geen pa is ooit volmaak nie, geen kind is ooit volmaak nie. Maar is 'n fantastiese voorreg wat 'n mens het om wel kinders te kan hê en pa te kan hê in jou lewe en pa te kan wees. Vir die van julle wat dalk nooit 'n pa gaan wees nie, om oor jou eie besluit, of dalk die omstandighede gemaak dat jy nooit 'n vader kan wees nie. Ja, ons bid dan ook vandag vir jou dat jy die teenwoordigheid van hierdie hemelse pa in jou lewe sal ervaar. Daar is 'n paar plekke in die Bybel wat God as Vader vir ons geteken word. Ek dink nou byvoorbeeld aan Psalm 103 vers 13. Daar staan: soos 'n vader vir sy kinders sorg, so sorg God vir elkeen wat hom dien, wat hom liefhet, wat roep na hom, wat hom nodig het in hulle lewe. Elkeen wat hierdie hemelse pa vereer in hulle lewe, wat hierdie hemelse pa se raad vra elke dag, wat na aan hom wil lewe. Psalm 103 vers 13. Maar daar sal ook hy pragtige gedeelte in Romeine 8 vers 15 waar daar staan dat die Heilige Gees maak van my en van jou kinders van God, en die Heilige Gees laat ons uitroep Abba. Abba, wat Vader beteken. Nou baie vertalers sê vir ons dat Abba eintlik 'n meer persoonlike uitroep na Vader is. Dit is meer Papa. Dis soos daai Papa roep wat ons partykeer het. En nou nog as ek my kinders hoor dat hulle my Papa noem, dan is dit vir my Vadersdag. Enige dag van die week, enige dag van die jaar, as hulle my aanspreek en hulle noem my Papa. Hulle praat met my en hulle noem my Papa, dan voel dit vir my soos Vadersdag. Vadersdag is miskien 'n bietjie overrated, ek sê dit die laaste tyd dikwels, want asof dit skielik die dag is waarop ons nou al hierdie dinge moet dink en nou aan ons vaders moet liefde en aandag en erkenning gee. Dis goed dat daar so 'n dag is om dit wel te doen, maar dit behoort eintlik elke dag van ons lewe
Vadersdag te wees. Om verskeie redes. Omdat ons elke dag vir ons pappa kan sê, hom kan waardeer, hom kan eer. Omdat paas wat daar is, elke dag vir hulle kinders 'n goeie pa kan wees. Ryk of arm, maak nie saak nie. Beroemd of onbekend, maak nie saak nie, om daar te wees, 'n pappa te wees, vir wie iemand as pappa kan aanspreek. En dan die tweede rede, omdat ons 'n hemelse Vader het, wat elke dag in ons lewe is, wat elke dag wil hê ek en jy moet sy kinders wees. Kan dit regtig elke dag van ons lewe, kan dit Vadersdag wees. So ek bid dan nou weer eens vir elkeen van julle wat kyk, 'n geseënde Vadersdag toe, vir al die pappas wat daar is, die oupas, die oupa grootjies, vir al die kinders wat dalk nie vandag by hulle paas kan wees nie, wat graag sou wou wees, of wie se paas al bonhujaas hemel toe vertrek het. Ons bid vir julle elkeen 'n baie besonderse Vadersdag hierdie jaar 2026 toe, en mag julle dan ook julle hemelse pappa vir altyd, elke dag van julle lewe, in julle lewens so te ervaar. Die Here seën julle elkeen op hierdie pragtige dag.